Die apostel Petrus is hier aan die woord op Pinksterdag. En ons gaan net so kyk na 'n uittreksel uit sy besondere boodskap op daardie dag. Wat 'n magtige boodskap. Ja, die apostoliese prediking is so anders as wat ons dikwels vandag hoor. Dis kragtig en lewensveranderend. Dis nie goed voel boodskapies wat mense vertel hoe oulik hulle is nie. Dit gaan nie primêr oor die mens nie, maar dit gaan oor God. Ja, dis 'n kragtige getuienis van wat God gedoen het. Wat God gedoen het spesifiek deur die kruisiging, die opstanding en die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Nou ons weet Petrus se hoorders was die mense wat verbaas was oor die gebeure op Pinksterdag. Julle sal onthou al daardie tekens en wat daarmee gepaard gegaan het. En nou verduidelik hy hulle. Dis die vervulling van God se beloftes oor die Heilige Gees. En dan baie belangrik, beklemtoon Petrus, dis Jesus wat die Heilige Gees uitgestort het. Die einste Jesus wat hulle, die Israeliete wat nou ook luister, gekruisig het. Maar aan die ander kant het God dit self bepaal dat dit so moes gebeur. En dan lê Petrus natuurlik baie klem op die opstanding van Jesus. En hy sien dit as 'n vervulling van dit wat Dawid reeds in die psalms beskryf het. Maar Petrus verwys ook na die hemelvaart, want onthou, hy en die ander apostels was tog immers die ooggetuies ook van die hemelvaart, soos ons aan die begin van Handelinge lees. Kom ons lees nou die uittreksel uit Petrus se boodskap, Handelinge 2 van vers 32 tot 36. God het hierdie Jesus laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Nadat hy tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het hy die Gees uitgestort. En dit is wat julle sien en hoor, met ander woorde nou hier op Pinksterdag. Dawid het immers nie na die hemele opgevaar nie, maar sê self, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete gemaak het. Laat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Die opstanding en die hemelvaart van Jesus, en die sit aan die regterhand van God, is vir Petrus 'n duidelike bewys, dat die Vader self Jesus verhoog het, tot die magsposisie in die heelal. Dit is baie duidelik dat Dawid in Psalm 110 vers 1 nie van homself praat nie, want almal weet Dawid het nooit opgevaar hemel toe nie. Dit is 'n verwysing na Jesus. En baie interessant, ons weet Jesus self het hierna verwys in Lukas 22 vers 69. Maar van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van God die Magtige. So dit is baie belangrik, Jesus maak dis persoonlik self, Psalm 110 vers 1, op homself van toepassing. Jesus is inderdaad deur die almag van God verhoog tot die regterhand van God. Jesus is deur God opgewek uit die graf en opgeneem in heerlikheid om die absolute posisie van mag en gesag in die ganse heelal te beklee. Broer en suster, dis 'n kernwaarheid van ons geloof. En daarom bely ons dit ook saam met die kerk van alle eeue in die 12 artikels. Hy het opgevaar na die hemel en gaan sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader.
Geliefdes, dit is so belangrik. Ons moet net weer raak sien wie Jesus is. Ons moet weer besef wat sy almagsposisie behels. Ons moet dit opnuut weer in ons harte aanvaar en glo as 'n onfeilbare waarheid en teenoor mekaar en die wêreld daarvan getuig. Dit sal 'n geweldige verskil in my en jou lewe maak. As ons gelowig raak sien wie Jesus is, daar aan die regterhand van die Vader, dan gaan ons probleme en stryd dadelik sommer baie kleiner lyk. Want ons gaan besef al die groot vyande is reeds oorwin. Sonde, Satan, dood en hel. En ons ander probleme, hoe erg ook al, en ja, daar is baie probleme, is relatief klein en gering en verbygaande van aard. As ons raak sien wie Jesus is, sal ons van ons vrese genees word, en sal ons minder bang wees vir al hierdie conspiracy teorieë. Baie daarvan is stories, maar al sou dit als waar wees, wel, wie het die laaste sê? Want Jesus regeer die heelal. En hy gaan uiteindelik op al sy vyande finaal trap. As ons dit besef, dan word al hierdie vreespraatjies en bangmak stories eintlik belaglik. Dis 'n mors van tyd om jou daaraan te steur. Doen liewer die werk wat God jou op aarde gegee het nou. Gehoorsaam hom en weet, verseker, Jesus hou die leiersels van die heelal en die geskiedenis veilig in sy hande. As ons raak sien wie Jesus is en besef dat hy self daar aan die regterhand van God persoonlik by die naam vir ons intree, voorbidding doen by die Vader. Ons het verlede jaar in die Pinkstertyd daaroor gesels. Wel, dan bring dit vrede en kalmte en sal dit ons tot daaglikse volharding en liefde en ook eenheid met mede-Christene aanspoor. As ons raak sien wie Jesus is en weer nadink oor die feit dat hy liggaamlik opgevaar het, soos die disippels hom gesien het met hulle eie oë, dan sal ons hoop hê en onbeskryflike troos ondervind, ook by die sterfbed en graf van 'n geliefde. Ja, ook as ek en jy daagliks sien hoe verganklik alles is en hoe tydelik ons self is. Want onthou, Jesus se liggaamlike teenwoordigheid by die Vader is die waarborg dat ons ook weer liggaamlik opgewek sal word, die opstanding van die vlees. As ons raak sien wie Jesus is en dat hy verhoog is bo alle magte en owerhede, alle bose magte wat daar mag wees, sal ons sieklike fascinering met die duiwel en al sy bose magte en planne einde kry en ons sal ons eerder verlustig en verbly in die almags heerlikheid van ons kragtige verlosser. Ja, die woord leer tog, hy is bo alle magte en hy het hulle ontwapen, van hulle wapens en hulle mag beroof. As ons raak sien wie Jesus is, dan moet ons vandag weer hoor, hy het vanuit sy magsposisie reeds die Heilige Gees uitgestort en aan die kerk gegee as die groot gawe van die nuwe verbond. Kom ons luister net weer na vers 33 waar Petrus sê, nadat hy tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort. En dit is wat julle sien en hoor. En dan, geliefdes,
sal ons moet ophou met ons verskonings. Jy ken hierdie verskonings, ag, ons is maar net mense, ag, ons is nou maar so sondig, ag, ons is nou maar swak en bang en ons kan nie getuig nie. Nee, glo ons dat die opgewekte Jesus, wat sit aan die regterhand van die Vader, die Heilige Gees uitgestort het. As ons gelowig raak sien wie Jesus is, dan sal ons juis ook erns maak met sy opdragte, en veral sy groot opdrag. En jy weet wat dit is, ons weet dit almal, maar steur ons daaraan. Die groot opdrag daar, Matteus 28, ek lees van vers 18, Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag, hoor dit mooi, in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Let net op, Jesus beklemtoon sy almag en spesifiek ook hierdie belofte om altyd by ons te wees, juis in die konteks van sy uitsendingsopdrag. Is ek en jy hiermee besig? Of is ons absoluut selfsugtig en selfgesentreerd, net met ons eie dinge besig? Geliefde, ek wil vir jou vra, het jou oë al werklik oopgegaan vir die omvattende werk van die Here Jesus aan die kruis en deur sy opstanding en deur die hemelvaart? Het jou oë al oopgegaan vir die almagsheerlikheid van Jesus daar aan die regterhand van die Vader, waar hy in beheer is, waar hy die koning is? Besef jy die implikasies van sy kruisdood, opstanding en hemelvaart? Besef jy dat hy werklik die Here en die Christus is, met ander woorde, die groot koning en die gesalfde Messias van God? As die Heilige Gees dit duidelik maak vir jou, soos hy gedoen het deur Petrus se boodskap op Pinksterdag, weet jy wat is mens se eerste reaksie? En ons lees hierdie pragtige reaksie hier vanaf vers 37, Handelinge 2. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus antwoord hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle in die naam van die Here Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders, en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na hom toe roep. Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor, laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop, en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. As ons besef wie Jesus is, dan is bekering en 'n sigbare inskakeling by Jesus se kerk die gevolg. Die groot punt, geliefde, is dit: as ons werklik glo dat Jesus is wie die Bybel sê hy is, as ons werklik glo hy het opgevaar en sit nou aan die regterhand van die almagtige Vader, wel, dan kan my en jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Amen.